Vir heeltemal te lank het ons as Christene ons fokus op verkeerde plekke geplaas. Vir heeltemal te lank het ons lig geskyn op dit wat ons nie moet doen nie. Vir heeltemal te lank het ons vergeet, ons is nie geskep om nie te sondig nie. Ons fokus is Jesus. Ons lig moet op hom skyn. En ons is geskep om 'n verhouding met God te hê. Vader, in die eerste plek wil ons vir U sê dankie. Dankie vir Jesus. Dankie vir dit wat U bereid was om neer te lê sodat ons weer hier by mekaar kan kom en U te kan loof en prys en aanbid. Ons dankie Vader dat ons die voorreg het om U te mag noem Abba Vader. Soos wat ons deur die res van hierdie diens gaan, Vader, vra ek dat U ons fokus op U sal hou. Ons fokus op die kruis sal hou. En ons fokus op die Heilige Gees sal hou. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dis nou die gedeelte waar ek moet sê, die ouers kan maar uitgaan. Julle gaan my vergewe, ek gaan in die eerste plek met die jeug praat. Die res van julle mag maar luister. Het hierdie voorbereiding gedoen en toe weer gedoen en toe nog 'n keer gedoen. En ek's baie excited oor die boodskap wat ek graag vandag met julle wil deel. En ek hoop werklik dat julle so baie leer soos wat ek het. Dis een van die lekker voordele daarvan as mens voorberei vir 'n woord, is jy leer baie vinnig, baie. Maar voor ons aangaan, kom ons bid nog een keer saam. Baie dankie Vader dat ons net vandag hier is en dat ek net die voorreg het om hierdie woord te kan bedien, Vader. Maar ek wil net vra dat U my lippe sal seën en salf en Here dat dit wat ek deel vandag, dat dit nie van my af sal kom nie, maar Vader, dat dit van U af sal kom. Dat hierdie nie uit my hart uit sal kom nie, maar dat U Heilige Gees my sal lei. En dat ons elkeen hier sal vandag sal uitstap met nuwe saad in ons harte. Nuwe wysheid van U in Jesus naam. Amen. Dit is baie nice, maar dit maak dit so 'n bietjie moeilik vir die ou op die kamera. Vanoggend wil ek graag met julle gesels oor 3 dinge. Die eerste een gaan wees, waarop is ons fokus? Die tweede een is, waarop skyn ons lig? En die derde is, waarvoor is ons geskep? Wat is my rede om op hierdie aarde te wees? Nou voor ons te diep in hierdie punte inklim, wil ek net graag eers gaan na Galasiërs 2 vers 20 toe. Ek gaan in die ou Afrikaanse weergawe lees. Ek glo ons is in die Amplified op die bord. Sê Galasiërs 2 vers 20 en 21, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Nou wanneer ons na die woord kyk, dan kyk ons deur hierdie oogpunt. Wanneer ons kyk na die woord van God, dan kyk ons deur die oog van Christus wat vir ons sondes gesterf het en ons is reeds reg geplaas voor hom. So my vraag is weer, waarop is ons fokus? Waarop fokus ons deur die lewe? Ek is baie lief vir karre.
Ek dink as ek nie in die bediening ingegaan het nie, het ek waarskynlik in die kar-industrie ingegaan, of dit nou was om 'n mechanic te wees en of dit was om resies te gaan ry. Daar's definitief baie sterk liefde steeds daarvoor. Nou toe ek jonger was en nog op skool, onthou ek het 'n video een keer gekyk van mense wat deur water ry. Nou op die oomblik in Lichtenburg en in Suid-Afrika is dit nie meer 'n snaakse ding nie. Ons het nogal baie water op die oomblik wat oor die paaie hardloop. En soos wat hierdie ouens gery het, dan sien jy hoe ry hulle van die pad af. Nie die water druk hulle af nie. Dis 'n lang stuk en hulle ry en skielik en draai hulle en dan val hulle vas langs die pad. Want hulle kan nie meer die pad sien nie. En ek onthou hoe ek die video gekyk het. En soos wat net 'n baie wyse 19-jarige kan wees, gegaan het, is hierdie mense stupid. Weet hulle nie waar is die pad nie? Jy ry mos net reguit. Weet, so asof ek dit al so baie in die lewe gedoen het, ek weet mos nou waarvan ek praat. Vir die van julle wat tieners het, sal presies weet wat ek bedoel met daai. Vir die tieners wat vir my luister, ek is nog steeds lief vir julle. 'n Paar weke later, toe vind ek myself in 'n soortgelyke situasie. Ek het net klaar gemaak by die werk en ek ry toe, voordat ek by die kerk begin het, ek ry toe saam met oom Etienne uit na die plaas toe. Toe ons op die grondpad kom, want ek het nog nie 'n lisensie gehad nie, weet, net soos wat 'n wyse persoon weet, net soos wat ouers wat nog nie kinders het nie presies weet hoe kinders grootgemaak moet word, is mense wat nie 'n lisensie het nie weet hoe daar bestuur moet word. Dis 'n reël. En ek kom toe op die grondpad en oom Etienne klim uit en hy sê vir my, hoorie Boeta, ek dink jy moet so 'n bietjie bestuur. Ek sê, okay, dis reg, kom ons gaan. Ek kan mos bestuur. Nou ek bestuur al van 'n baie jong ouderdom af, maar nie op die hoofpaaie nie. En ek klim toe in die kar en hier gaan ons op die grondpad en ek ry, weet, doen eintlik heel goed. En toe kom ons by die Hartsrivier. Op die einde van 'n baie besige reenseisoen. En daar is 'n bruggie wat daar oorgaan van omtrent so 15-20 meter. Enkel bruggie. Maar hy het nie kante nie. So jy kan nie sien waar loop die bruggie nie. Jy weet hy loop daar. En ek stop voor die bruggie en ek kyk die storie so. En oom Etienne sê toe vir my, hoorie nee, dink jy sal kan gaan? En natuurlik, soos wat net 'n jong man wat 'n ego het kan, ja oom, nee, dis maklik. Is reg. Nog nooit dit in my lewe gedoen nie. Gelukkig het oom Etienne wysheid gehad. En hy sê toe vir my, dis reg, jy kan. Hy het meer vertroue gehad in my as wat ek met iemand sal hê in my kar, okay? Ek gaan baie eerlik wees. As ek nou op 'n grondpad ergens jy moet ry in die bakkie en daar ry 'n tiener saam met my en ek kom by 'n brug sê ek van klim uit, chom, sit langs my of agter, maar jy bestuur nie hierdeur nie. Maar wat doen oom Etienne? Hy sê vir my, nee, moenie worry nie. Jy kan dit doen, maar hier's wat jy gaan doen. Jy gaan fokus op die ander kant van die pad. Jy kyk nie waar jy ry nie, jy kyk waartoe jy ry. Die pad is reguit, jy hoef nie daaroor te worry nie. Al wat jy fokus is om jou stuurwiel reguit te hou en te gaan. En wil by sê, dit was nie 2 meter vloedwaters gewees nie. Dit was net so 20 centimeter, so mens kan met redelike gemak deurry, maar 'n breinrivier oor 'n breinbrug met 'n breingrondpad is nie 'n goeie kombinasie nie. En ek sê toe, okay oom, is reg. En ek hou die stuurwiel vas. Snaaks hoe meer tens mens raak en hoe stywer jy die stuurwiel vashou, hoe meer dink jy het jy beheer. En ek hou vas en hier gaan ons oor die bruggie. En al wat ek doen is ek fokus net op die pad voor my. Ek is bewus van wat om my aangaan, maar ek fokus op die pad voor my. En vraag is weer, waar is jou fokus? Want as ek afkyk vir die water, en dit is wat ek toe geleer het na die tyd, toe sê hy vir my toe ons, ek dink hy het dit gesê toe ons deur is doelbewus, as jy fokus op die water wat van links na regs beweeg, en jy kyk nie waarna toe jou pad is nie, dan begin dit jou oë flous, en jy kyk vir die water, en dan draai jy stelselmatig saam met die water, en dis wanneer jy vasval. Is wanneer ek besig is om te fokus op die probleem wat tans voor my is, maar ek fokus nie op die eindbestemming nie.
Nou wil ek graag terugverwys na laas naweek. Die wat nie laas naweek hier was nie, jy het uitgemis. Dit was 'n wonderlike naweek gewees. En een van die dinge wat profetiese woord vir ons moet doen, is dit moet vir ons rigting gee. Dit wys vir ons, dit stig vir ons, hey, hierdie is die pad waarop jy op pad is. Onthou net, dis waarna toe jy gaan. Op ons reis deur die lewe fokus ons baie gereeld op ons beloftes, ons profetiese woord. Of fokus ons op ons beloftes of op ons profetiese woord. Of fokus ons op die probleme rondom ons. Wanneer die wêreld daar buite op jou skree, deur die nuus, deur Facebook, deur Instagram, deur Snapchat, wanneer die wêreld vir jou wys, kyk, hier's al hierdie probleme, hier's alles wat fout is in die wêreld. Fokus ek op dit, of fokus ek op God? En net soos wat ek deur daai water gery het en ek bewus was van waarna toe ek moet gaan, was ek steeds bewus gewees van my omstandighede. Net omdat ek gefokus het op my pad vorentoe, net omdat ek fokus op dit wat God vir my gesê het en op God fokus, beteken dit nie ek is nie bewus van wat rondom my aangaan nie. Die Engels het 'n mooi woord, peripheral vision. Ek het nie 'n idee wat die Afrikaans is nie. Dis om daarso te kan kyk en bewus te wees van wat hier aangaan. Maar my fokus is nie hier nie. My fokus is daar. Ek het al gesien as jy, dit was nie ek nie, dis blykbaar ander mense, wat in 'n bar darts speel, dan as jy die ou wil pla, dan moet jy net lekker bewegings hier langs die kant van sy gesig inkry. En dan trek dit jou aandag af. Baie keer doen die vyand dit vir ons. Terwyl ons op ons doel gerig is waarna toe ons moet gaan, wat ons moet doen, dan maak hy 'n groot bohaai en 'n lawaai hier langs die kante, sodat jy net vinnig moet kyk wat gaan aan. Ek weet nie van julle nie, maar ek het nou al 'n paar keer gevind, ek skrik groter vir die feit dat ek iets sien as wat gebeur. Ek sien 'n beweging, skrik, draai jou kop weg, kyk vir die probleem. Okay, dit was nie so erg nie, kyk terug. Nuwe probleem. Matteus 5 vers 3 tot 12. Lys Jesus die mense wat geseënd is as hulle deur seker om goed in hulle lewe gaan. En ek glo nie dis baie moeilik om op daai lys te kom nie. Veral nie as jy 'n verhouding met God het nie. Of as jy net basiese beginsels volg nie. Ek gaan in die Afrikaans lees, en die Amplified is daar langs die kant. Hy sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Blessed, happy to be envied and spiritually prosperous with life and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their own onward conditions, are the poor in spirit, the humble who rate themselves insignificant, for theirs is the kingdom of heaven. Ek wil net daarso stop, ek wil graag iets uitwys. Insignificant beteken nie, ons as Christene het baie keer hierdie probleem. Ek dink so, ja nee, ek sal maar nou die mindere wees. Dis nie wat hierdie beteken nie. Dit beteken, ek ag myself minder as God. Nie ek ag myself minder as ander mense nie. In dieselfde asem dat wanneer ek in 'n geleentheid kom en ek kan iemand anders te stig ten koste van myself, dan is dit 'n vorm van hierdie, maar dit is nie selfbejammering nie. Nommer 4. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die vraag is weer eens, waaroor treur ek? Waarop is my fokus wanneer ek treur? Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Blessed are the meek, patient, the mild, the long-suffering, for they shall inherit the earth. Die wat geduldig is. Nou as jy dink om gebrek aan geduld te hê en om net sagmoedig te wees, ek is baie keer geduldig
Ek het nie baie simpatie nie. Daar's 'n verskil tussen die twee. Simpatie was nog nooit werklik my sterkpunt en dis nie due to a lack of trying nie. Ek dink net omstandighede in jou lewe veroorsaak dalk baie keer dat baie mense meer simpatie het met ander en ek is baie dankbaar dat die Here al aan my gewerk het in daai opsig. My vrou is die meer simpatieke een. Sy gee weer verskriklik baie om. Maar jy kan nog steeds geduldig wees. Geduldig met jou medebroers en susters. Geduldig met mense wat nie glo nie. Geduldig met iemand wat nie saam met jou stem nie. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid gewys word. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Dit sê barmhartig, nie armhartig nie. Die wat genade kan toon, sal genade ervaar. Salig is die vredemakers, want hulle sal die kinders van God genoem word. Daai is my favorite een. Salig is die vredemakers, want hulle sal die kinders van God genoem word. Jy sal geken word aan jou dade. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dis vir my baie, ek like dat geregtigheid daar staan. Ek gaan net nou terugkom, gaan ek 'n bietjie oor geregtigheid gesels en die betekenis daarvan. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle bespreek om my ontwil. Geseënd is jy wat vervolg word vir jou geloof. Baie keer dan dink ons hierdie vervolging wat ons ervaar vir ons geloof kom van die anti-kris af of sataniste af of weet iemand wat ongelowig is. My ervaring sê vir my, ek het al baie meer gekry van mense wat hulle self Christene noem, as mense wat gelowig is nie. Jesus het hierdie hele boodskap begin, hierdie is 'n gedeelte van the Sermon on the Mount, of die bergsprediking. Deur om vir die mense te stig en te bemoedig om te sê, hey, ek weet jy gaan deur al hierdie goed, ek weet mense vervolg jou, ek weet dit gaan baie keer swaar, ek weet jy doen baie keer jou bes en is nie goed genoeg nie, maar jy is geseënd. Be blessed. Satan gaan konstant na jou toe kom in die vorm van vriende, in die vorm van familie, van wildsvreemde mense wat na jou toe gaan kom en vir jou herinner van waar af jy kom, wie jy was. Ek onthou ek het een keer was ek hier by die kerk gewees en ek het iemand net gaan ontvang by die Here, want dit was 'n ou vriende van my en ek het wat ek op skool nog mee in my kuier daar mee gekuier het. En die vrou het na my gekyk en my so gegaan en gesê, "Is jy hier?" Sê ek, "Nee, net is ek hier nie. Ek is betrokke hier." En so 'n maand later kom sy weer na my toe en sy sê vir my, "Hoe het iemand soos jy hier opgeëindig?" Dit het nie sin gemaak nie. Ek het nou die dag toe ry ek weer verby een van ons ou jeugkids wat in die jeug was vir 3-4 jaar. En die ou is tans op straat, nog steeds betrokke met dwelms, sukkel deur die lewe. En het my hart gebreek. Hierdie was ek dink 9 uur die aand gewees. Nou ek het nou die dag gaan uitwerk. Ek dink in my tyd by die kerk is hier so ongeveer 400 tieners deur daai jeuglokaal saam met my. En daar's van hulle wat amazing lewens nou lei. Ek is verskriklik trots. So trots op hulle dat hulle iets gemaak het van hulle lewe, maar daar's so baie wat nooit uit hulle omstandighede uitkom. En spite van hoeveel mens insit, kom hulle net nooit uit daai omstandighede uit nie, want die mentaliteit verander nooit nie.
Maak nie saak hoe baie ek preek, Jesus is lief vir jou en jy is tot meer in staat en jy weet jy is eintlik baie slim en baie bright. Die oomblik wat hulle by die huis kom en daar word weer afgebreek en afgeknou en dan verloor hulle daai visie. Want Satan het hulle herinner van waar af kom hulle. En as mens dan net weer daai geleentheid kan kry om te sê vir my, ek weet hy sê vir jou van waar af kom jy, maar kan ek vir jou sê waarna toe jy op pad? Daar's nog iets wat saam met die fokus gedeelte kom, wanneer ek op God fokus, weet hy presies waarna toe om my te vat. Ek hoef nie altyd te weet nie. En dit vat my na my volgende punt toe. Waar skyn jy jou lig? In Matteus 5 vers 13 sê julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf word, of as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite te gegooi te word en deur mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemele is verheerlik. Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Nie julle sal dit word nie. Nie eendag sal ons daar uitkom nie. Jy is dit reeds. Jy is dalk net 'n yskasliggie of 'n 100 watt spotlight. Maar jy is dit reeds. En die vraag is, wat doen ek met dit wat Jesus vir my gegee het? In 1 Korintiërs 10:31 of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Maak nie saak waar ek met my liggie loop nie, laat ek my liggie skyn tot heerlikheid van God. Nou kom my liedjie in my kop aan. Ek dink die meeste van julle, this little light of mine. Laat jou lig skyn. Maak nie saak wat ek doen nie, ek het 'n verantwoordelikheid oor my liggie. In my graad 11 jaar het ek in my spaartyd vir oom Hardy gewerk. Lieflike oom. Ek het hulle gehelp in die werkswinkel, ons het aan motorfietsse en karre. Ons het eintlik aan enige ding gewerk wat 'n engine in 'n bak het. En wiele. As ons dit gehad het, dan was ons happy. En ek was nie in sy diens gewees nie, maar ek was permanent in die werkswinkel. Hy het my nie altyd betaal met geld nie, maar hy het my 'n keer of wat gehelp om 'n motorfiets te kry. 'n baie lae bedrag. Nou, vir enigiemand wat hulle handlanger was in 'n mechanics werkswinkel sal hierdie baie goed ken, of enige iemand wat hulle pa al gehelp het buite terwyl mens besig is om 'n taakie te verrig as die son begin afgaan. Maar voordat ek aangaan met die storie, wil ek net 'n oomblik vat om te sê, oom Hardy is 'n baie nice oom. Hy het 'n baie mooi hart. Want enige iemand wat 'n tiener toelaat om in sy werkswinkel te kom werk, kry outomaties my respek. Daar's 'n rede hoekom ek nie regtig kon betaal word nie, want ek is seker daarvan ek het hom meer geld gekos as wat hy gemaak het met my. Maar hy het omgegee en hy het geweet dat as ons daar binne is, dan is ons nie buite op 'n ander plek nie. Ek het een middag, toe sit ek en ons is besig om aan 'n ding te werk in die engine bak. En hy lê oor en hy's besig en hy sê vir my, hier is die lig, skyn. En ek vat die lig en ek skyn. Nou ek was geken vir baie dinge toe ek jonger was, ek was nie geken vir hoe sterk my aandag gefokus kan bly op een plek vir 'n lang tydperk nie. Glad nie.
My ma het my naam herhaaldelik geroep as iets moes gebeur. Dan staan ek en ek skyn die lig hier so in die engine kap in en ek kyk wat daar aangaan en dan hoor ek 'n geluid buite. En wat was dit? En dan kom die lig saam. En dan skielik word ek net, ja, sorry oom. En dan skyn ek dan nog so rukkie en so 30 sekondes later dan sien ek weer iets wat hier so gebeur en sê, wat was dit? Ja, sorry oom. En dan lê my foon ergens agter my en dan hier in my sak besig my foon uit te kry en dan okay. Ian, sorry oom. Aandag was heeltyd afgelei. Ek het baie profetiese beloftes wat oor my lewe gespreek is, baie al van 'n baie jong tydperk af. Ek dink een van die redes daarvoor was gewees want God het besef hy moet my constantly herinner van dit waarna toe ek op pad is in my lewe. So onthou net. En 'n paar keer dan is ek op hierdie pad en dan ergens raak my aandag afgetrek. In plaas daarvan dat ek sterk op pad is in dit wat die Here vir my beloof het, sal ek vergeet waar my fokus moes wees. Ek sal vergeet waar ek my lig moes skyn. En terwyl my aandag afgetrek word en ek is op pad in hierdie rigting om te kyk waartoe gaan, dan verloor ek vir God. As ek my fokus verloor, dan skuif ek my lig. En nie net skyn ek na my lig nie meer op God nie. Ek's besig om dit te skuif op dinge wat nie meer hom glorify nie. My vraag is weer, waar skyn jy jou lig? En wanneer ons sien, ons vriende en ons familie se lig skyn nou op die verkeerde plek, oordeel ons hulle, of help ons hulle om hier lig weer op die regte plek te skyn? Dankie. Waar skyn jy jou lig? En dan, wat is die rede hoekom jy geskep is? Wat is jou skepingsdoel? Ek gaan nie te veel oor skepingsdoel gesels nie. Ek dink oom Nico het al reeds 'n baie goeie job met dit gedoen. Hy het al reeds 2 of 3 keer wat hy daaroor gepraat het en ek het 'n voeltjie hoor fluit. Volgende week gaan hy vir ons weer ietsie deel aangaande ons skepingsdoel. Maar ek wil graag met julle net die kern deel. In Genesis 1:26 lees ons dat ons moet heers oor die aarde. Maar natuurlik, die was voor die sondeval gewees. Ons was vertrou met die aarde. En ons het besluit, Adam en Eva het besluit, ons gaan meer aandag skenk aan dit, aan 'n valse boodskap van Satan, as wat ons gaan fokus op dit wat God vir ons beloof het. Voor ons die reg om te heers aan Satan oorhandig het, deur ons sondes, of kort na dit, was ons verwyder uit die tuin van Eden. In Genesis 3:22 verduidelik hulle die rede waarvoor ons die rede hiervoor was omdat ons sondaars was en eers weer gerestoreer moes word. En die woord sê vir ons in Genesis dat ons het geëet van die een boom wat ons nie van moes eet nie. En nadat ons dit gedoen het, het God gegaan, okay, ek gaan die mense nou straf en hulle uithaal. En as jy nou gesê het, amen in jou kop, jy moet jou Bybel weer gaan lees. Dis nie wat gebeur het nie. Die oomblik toe ons as mens oortree het en ons is
weggevat van God se teenwoordigheid af, omdat ons sonde in ons het. Toe besef God, maar hy moet ons wegvat van die ander boom af, die boom van die ewige lewe. Want wat gaan gebeur as ons van die ander boom eet? Ons gaan vir ewig in 'n plek wees. Ons het klaar die eerste reël gebreek. Wat as ons die ander een nou breek? En ons mag nooit weer in sy teenwoordigheid wees nie. En hy sê toe vir Adam en Eva, luister, ek is lief vir jou, dis hoekom ons julle nou skuif. Want ek wil graag weer op 'n plek kom waar ek 'n verhouding met jou kan hê. So wanneer ek jou verwyder, is dit nie omdat ek nie van jou hou nie. Dis reeds omdat ek vir jou lief is. Enige ouer wat hier sit sal weet dat wanneer 'n ouer 'n kind straf, is dit nie lekker vir die ouer nie. Ek onthou ek het een keer vir 'n jong man toe ek 'n pad saam met hom gestap en toe was daar nagevolge van sy keuses en toe sê ek vir hom, besef jy dat dit vir my moeite is om jou te straf? Dis nie net vir jou nie lekker nie, dis vir my nie lekker nie. Maar ek doen dit. Ek verwyder die omstandighede wat jou sleg beïnvloed, want ek wil hê jy moet 'n beter mens word. Nou wil ek by sê, ek het die omstandighede verwyder, ek het nie die straf of die nagevolge van dit wat hy gedoen het uitgedink nie. Baie keer dan dink ons of Christene het 'n neiging om te sê, ja, die Here het my gestraf. Nee, glad nie. Die Here het teruggestaan want ons het iets gedoen wat 'n skeiding in ons verhouding gebring het en dit het veroorsaak dat Satan 'n vatplek kon kry. Baie keer dan vergeet ons daar's nagevolge vir ons keuses. As ek van die stage gaan afspring, gaan ek seker. As ek verkeerd laat. Baie keer dan spring ons en sê, Here, vang my. Ons het klaar die kol gemaak. En dis eintlik wat Jesus op die einde van die dag vir ons kom doen het. Maar toe kom Jesus. Romeine 3 vers 24. All are justified and made upright and in right standing with God freely and gratuitously by His grace, His unmerited favor and mercy through the redemption which is provided in Jesus Christ. En toe kom Jesus en hy restoreer daai verhouding wat ons gehad het. En hy sê, great, julle sondes is vergewe. Jy's nou weer op 'n plek waar jy in 'n verhouding kan wees met God. Nou is my vraag, hoekom so baie fokus plaas op as jy geloof nie, godsdiens. Godsdiens sê, hier is die lys van dinge wat jy moet doen, om geregverdig te word, om in sy teenwoordigheid te mag wees. Jesus sê, hierdie lys is klaar afgetik. Jy hoef dit nie meer na te kom nie. As daar een ding is wat ek geleer het in my tydperk wat ek spandeer saam met tieners, is dat die oomblik wat jy vir hulle reëls gee, en kyk of hulle dit kan breek. Ok, die van julle wat ons Vrydag jeugaande toe kom, druk gee jou ore toe. Ek het 'n toets begin doen. Ek het ons reëls minder gemaak. Op Vrydag aande as ons jeug hier by mekaar kom. En hulle het minder reëls gebreek. Ek het hulle nie meer weekliks, week na week herinner van wat die mags en mag nies was nie. Ek het net seker gemaak ons het 'n verhouding. En skielik sukkel ek nie meer met mense wat gaan skelm rook nie. Sukkel ek nie meer met mense wat om hoekies en draadjies probeer wegkruip nie. Skielik. Want die oomblik wat ek gewys het, hey, ek vertrou jou. Sê dit dankie. En hulle hou by dit. Jesus het dit gedoen vir ons. Hy het gesê, hey, ek vertrou jou. Ek het klaar gesterf vir jou sondes. Of dit 1 is, of dit 1 miljoen is, ek het klaar vir dit dood gegaan. Hier is die voorwaarde. Jy moet 'n verhouding met God hê. En jy kan 'n verhouding hê vir dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het.
Volgende ding is, wat het Jesus hieroor te sê gehad? Oor die feit dat hy gekom het en vir ons sondes gesterf het. Matteus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om hulle te ontbind nie, maar eerder om dit te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en dit leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Dit is baie interessant, en hier sê Jesus vir ons, hier's 'n checklist. Leef reg, moenie die wette oorskry nie, doen wat die profete gesê het. Moenie die waarskuwings oortree nie. Maar dit is nie so maklik nie. Sien, hierdie lysie van goed was onder andere vir ons gegee om ons net bewus te maak van die feit dat ons gaan dit nie reg kry nie. Ons gaan foute maak. Van ons meer as ander. En ek staan heel voor. Dis van julle wat hierso sit vandag wat my al baie lank ken. En ek dink baie van julle gaan saam met my gaan. Ek sou nooit gedink dat hy gaan daar staan nie. Maar as gevolg van God se genade. En die feit dat ek in 'n verhouding met hom ingetree het. Sien, ek was in die kerk gewees my hele lewe lank. Ek het 'n Christenlewe gemeente groot geword. Nadat ek gebore is, was dit 'n paar dae gewees, toe is ek ingeseën. Nog in die mofsaal. Ek het onder die banke aan die slaap geraak, ek het in daai voorportaal, daai mat was amazing, het was baie gemaklik geweest, veral as ons gaan vir uur nommer 3 van 'n diens. Ek het fights begin in die kinderkerk. Ek was stout geweest, ek het geleer. Ek het nou nog 'n merk op my arm van toe hulle besig was om die kombuis te bou, toe hardloop ek hier uit en toe hardloop ek in die muur vas. Bloed oral. Goeie manier om vir my ma te sê, ons moet nou huis toe gaan. Maar sien, toe ek uit die kerk uit is, toe het ek nie geleer hoe om 'n verhouding te hê nie, en dit was nie as gevolg van enigiemand anders nie, ek het net nou gesê, ek het die aandagafleibaarheid gehad van 'n goudvis. Dit was nie my sterkpunt nie. Maar eers toe ek klaar is met skool, toe besef ek, hoor, my hierdie lewe vir my is besig om in 'n rigting te gaan wat hand uitdruk. En die Here was getrou geweest, en as gevolg van die beginsels wat in my lewe vasgelê was, toe ek hierso in die kerk op die stoel aan die slaap geraak het, of agter die drumcage ingehardloop het, of wat ook al, behalwe geluister het vir dit wat pastoor Dawie besig is om te preek, is daar nog steeds beginsels wat in my lewe ingebou was, nie deur dit wat gesê was nie, maar deur dit wat die mense rondom my uitgeleef het. Jou kind onthou omtrent 15% van dit wat jy vir hom sê. 15%, dis hoekom meeste van julle jouself 10 keer moet herhaal. Maar kinders kyk nou hoe ons optree, en hulle volg dit. En hulle gaan, so dis die regte manier. My vraag is weer, wanneer ons kyk na hierdie lys van dinge wat hier vir ons gegee word, dan gaan ons dit nie doen, omdat ons voel, as ek hierdie goed doen, gaan ek in die hemel kom nie. Dis eintlik net 'n checklist om deur te gaan en te sê, doen ek hierdie goed van self? Wil ek graag hê geregtigheid moet geskied? Wil ek graag merciful wees teenoor mense? Het ek geduld met mense? En ek sal heel voorstaan wanneer ek sê, my geduld is nie great nie, afhangende van die omstandighede. Maar ek werk daaraan. En dis ultimately die vraag is, werk ons daaraan om dit te verbeter? Vers 20 van Matteus 5. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Vir 'n oomblik net gou teruggaan toe van vers 19 wat gesê het,
as jy die wette of hierdie gebooie breek en oortree en mense so leer, sê dit nie, dis baie interessant, hy sê nie, julle sal dan verwyder word en in die hel ingesmyt word nie, dit sê, julle sal die minste in die koninkryk van die hemel wees. En toe begin ek wonder, wat beteken koninkryk van die hemel? Is die koninkryk van die hemel, sluit dit dalk die hel in en dis net soos die basement, of hoe werk hierdie? En so ek sê, nee, die woord praat ook duidelik van die koninkryk van die duisternis en die koninkryk van God. Dis snaaks hoe Jesus gesê het, hey, die van julle wat dit breek, jy gaan nie geëer word vir dit wat jy doen nie. Maar jy het nog steeds 'n kans om in die hemel te kom. Maar dan gaan hy aan deur om te sê, dit wat hierdie woord doen en leer, julle sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Terug na vers 20 wat praat van as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Die Engels sê, for the Amplified, for I tell you, unless your righteousness, your uprightness and your right standing with God isn't more than that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Nou, vra ek die vraag, wat beteken die woord geregtigheid? Want hierdie is nou die derde keer wat ons dit kry in die woord. Nou, ek het die Engels gaan opsoek, want die Afrikaanse woordeboek op Google is nie altyd great nie. Maar die Engels sê, uprightness beteken opregtheid. Dis 'n samestelling, righteousness is 'n samestelling van uprightness en right standing. Dis 'n gelowige woord, dis nie 'n woord wat gereeld gebruik in die wêreld nie. Dis een wat baie meer in ons geloof gebruik word. En hy sê, uprighteous beteken opregtheid en right standing beteken om op die regte plek te staan of te wees met. So geregtigheid, om in 'n opregte en 'n goeie verhouding te staan. Om in 'n opregte en goeie verhouding te staan. En nou wil ek graag weer hê, kom ons kyk na vers 20, want ek sê vir julle dat as julle nie 'n opregte en 'n goeie verhouding het met die Vader nie, en dit nie oorvloediger toepas as die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nie in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Daar was die NIV, die nuwe Ian weergawe. Dit gaan oor verhouding. Jesus gaan hierso en hy sê vir die mense, as jou verhouding met God nie nader is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het die woord baie goed geken. Hulle het geweet wat gaan in hom aan en hulle het hom toegepas. Maar hulle het nie God geken nie. So nou dat ons weet wat hierdie woord beteken, wil ek graag weer teruggaan na Galasiërs 2 vers 20 en 21, toe meer spesifiek 21. Hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. As ek in 'n verhouding kon staan met die wet, dan het ek Christus nie nodig gehad nie. Maar ek kan nie 'n verhouding hê met 'n boek nie, ek kan nie 'n verhouding hê met 'n tablet nie, ek kan nie 'n verhouding hê met 'n selfoon nie, al voel dit baie keer so. Daar's geen verhouding nie, want 'n verhouding is wedersydig. So my vraag is, waar is ons verhouding met God? Ek maak klaar met die volgende. Jesus het meer, afhangende van die vertaling van die Bybel, maar Jesus het meer as 165 keer in die Bybel verwys na God as Vader toe. Die Vader, my Vader, ons Vader. God die Vader. En ek het baie hard gesoek. Ek het baie hard gesoek. Om te probeer kyk hoeveel keer het hy aan God verwys of as Here of Lord. Maar die enkele kere wat ek kon kry was dit gewoonlik gevolg deur God die Vader. En vir dit wat ek kon bymekaar maak is dit om en by 20 keer. Afhangende van die vertaling. Want die ander probleem wat ons ook het met 'n woord soos hierdie is, in party weergawe gebruik hulle die term Elohim en nie God nie. So daar is dit om in ag te neem. Maar spesifiek in die Nuwe Testament is dit moeilik. In die Ou Testament baie. Maar in die Nuwe Testament
is dit nogal konstant. So my vraag is, wat het Jesus vir ons kom leer? Wat was die voorbeeld wat hy vir ons probeer gee het? Want hy het gesê, wanneer jy bid, bid tot jou Vader wat in die hemel is. Nie tot die groot man wat daarbo sit nie. Jou Vader wat in die hemel is, daar is veronderstel om 'n verhouding te wees. En op daai noot, as jy 'n moeilike verhouding het met jou aardse pa, is daar baie sterk moontlikheid dat jy gaan sukkel met 'n goeie en 'n gesonde verhouding met God die Vader. Want ons sien hom dan as hierdie persoon wat wil straf of raas of skree. En dis nie hoe Jesus hom verduidelik het nie. Jesus het baie duidelik omstel dat hy gekom het sodat ons weer 'n verhouding met die Vader kan hê. Jy is geskep om 'n verhouding met God te hê. In die eerste plek. Jou doel op die aarde is om te help om God se kinders by hom uit te kry. Hom te loof en hom te aanbid. En jou roeping, jou werk is hoe jy dit gaan doen. Want as ons almal mechanics was, dan was niemand dokters nie. En dan sou die dokters nie by die werk kom nie. Ons fokus is Jesus. Ons lig moet op die kruis skyn. En ons is geskep om 'n verhouding met God te hê. Ons bid saam. Baie dankie Papa Vader dat ons net vandag hier by mekaar kon wees en oor u woord gesels. Dankie dat ons weet dat u is 'n liefdevolle Vader wat u seun gestuur het om vir ons sondes aan die kruis te sterf sodat ons weer in 'n verhouding kan wees met u. Dankie Vader dat ons weet we have been made righteous. Vader, my gebed is soos wat ons van hier af uitgaan en in hierdie week en in hierdie maand en in hierdie feestyd ook gaan ingaan, dat u ons sal herinner van hierdie verhouding, dat u Heilige Gees daarso sal wees, en wanneer ons voel ons is nie geregtig nie, wanneer ons voel ons is minder af, wanneer ons lig skuif en ons fokus op 'n ander plek plaas, dat u Heilige Gees daar sal wees, ons net gently te herinner van ons verhouding met u. Here, ek wil nie besonders kom vir enige iemand wat na hierdie boodskap luister wat nog nie 'n verhouding het met u nie. Ek wil vra dat u hulle sal ontmoet waar hulle is. That they will come to meet you as die liefdevolle Vader wat ek leer ken het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Graag 'n oomblik vat is en daar waar jy sit, as jy hierdie boodskap gehoor het vandag of jy kyk het van die huis af en jy sit dan en jy sê, ja, en ek het nie hierdie verhouding nie. My fokus is nie lekker nie, my lig skyn op die verkeerde plek. Ek soek dit, ek soek daai verhouding, daai ding wat my ontduik het oor die jare. En hierso waar ons sit, wil ek net vra dat ons oë sal toemaak en net hierdie gebed saam sal bid. En as jy nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie, om hierdie geleentheid te gebruik om dit te doen. En net by jouself te bid en te sê, Vader, ek kom vandag na u toe net soos wat ek is. Ek glo dat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. En dat hy in my plek die helper lewe het. Ek glo dat Jesus uit die dood uit opgewek is en dat Jesus lewe. Vandag neem ek vir Jesus aan as my verlosser en saligmaker. Ek bely dat Jesus nou my Here is. Ek het my rug op Satan gedraai en ek volg van vandag af vir Jesus Christus. Dankie Jesus dat u bloed my skoon was en dat al my sondes vergewe is.
ek ontvang nou die ewige lewe. In Jesus naam. Amen. So enigiemand is wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, oom Tolly staan daar so agter. Julle is meer as welkom om net so 'n bietjie met hom te gaan gesels oor die keuse wat jy gemaak het. As daar enigiemand is wat hierdie video kyk, julle het ons details, stuur vir ons 'n boodskap en ons kom terug na julle toe. Baie dankie dat julle 'n gedeelte van julle dag opgeoffer het om na my te luister. Ek waardeer dit. Maar voor ons van hier af gaan, wil ek net sê, wees geseënd in Jesus naam. Mag die Here jou seën soos wat jy van hier af uitgaan. Mag hy jou behoed en jou bewaar. Mag sy aangesig aan jou verskyn. Mag jy in 'n verhouding met hom ingaan, soos wat jy nog nooit ervaar het nie. Gaan skyn jou lig daar buite in Jesus naam. Baie dankie julle.